Altyd. Neil Gaslett, of Neil en Roselle Gaslett. Oupa Neil se lekker beskuit, ons het nou gewag tot ons die al terug opkom. Amanda se gebed was toe ons gekom het, julle neem ons asseblief veilig die al in, nadat ons veilig die al uit is. Dis hoekom ons die ouetjie wil eet. Welkom terug by episode 2. Ek gaan so 'n bietjie fast forward en met die derde episode terugkom na Hartenbos, Swartbergpas en die res. En nou so 'n bietjie volgehoue groepsdruk. Gaan ons die hel af. So die paadjie wat ons nou deur gaan werk is as jy Swartbergpas opgaan, kry jy Gamkas Kloof afdraai, afvat die pad links en dan wag die pad na die hel toe. 48 kilos van is dit nou hel? En soos daai bordjie tereg aan die dangerous road for 48 kilometers, use at own risk. Die video gaan meer om vir julle te wys hoe die pad soontoe lyk, voor die hel afgaan. Met die bakkie wat ons gery het, my banddruk was 'n bietjie te hoog gewees, blaas hom maar 'n bietjie af. Ek het nou nie my banddrukmeter by gehad nie dat ek een het nie, so kleintjie. Daar kan julle sien, 20 kilos, en jy vat hom op jou tyd deur. Dit is nie 'n gemaklike pad om mee te ry nie. Jy het 'n high clearance voertuig nodig. Jy kan hom met 'n voertuig doen, maar ja, dit is nie 'n gemaklike een om deur te ry vir al die bande baie hard is nie. Hy's doenbaar, maar hy's nie 'n frikking lekker pad nie. So deur die ry die wild en natuur, ek sien nou wild en natuur. Die natuur is baie mooi en die bokkies kry jy so nou en dan by. So ry saam met my bietjie die pad af. Dit gaan vir jou 'n bietjie meer in die prentjie bring van hoe dit die aanloop na die hel toe lyk, die pas af en dan die belangrike, die pas af. Hierdie pad wat jy nou ry is enkel, partykeer is dubbel, jy kan nog verby mekaar kom, maar as jy eers daai bergpasie vat, is hy in 'n heel ander klas. So vinnig 'n bietjie geskiedenis oor die hel. Die Gamkas Kloof, bekend as die hel, is 'n afgesonderde vallei in die Swartberg met 'n ryk geskiedenis van isolasie, die boere, pioniers, selfversorging. En dis in die 1830s bewoon en is meer bekend vir sy uitdagende leer en pas. Dis waar die hel se pas deurkom. En het eers in 1962 'n padverbinding gekry. So die ontdekking en bewoners was in die 1830s en die oorsprong van die naam die hel is glo deur 'n vee-inspekteur gegee wat die gevaarlike leerpad teen die berggang as hel toe en terug beskryf het. Ek stem met hom volmondig saam. Die pad wat afdraai na die kloof is in 1962 gebou en hoofsaaklik weens die Gamkas spoordam. Voor dit is goedere met donkies of te voet oor die kraanse gebring. Die beste beskrywing hoe om hierdie pad mee te maak is om fisies nou maar net saam na die video te kyk en dan gaan ek julle 'n bietjie deurvat. Om te verduidelik is partykeer moeilik as jy nie visueel gestimuleer word deur dit wat jy sien nie. So as jy die pas begin vat, moet jy maar na onder kyk. En jy maar vergewis, is daar nie miskien 'n voertuig of 'n ossewa op pad boontoe nie. Die groot ding vir my toe ek hom begin vat het was natuurlik, dis een rigting af, een rigting op verkeer. Hoe sien jy, wanneer sien jy, jy kyk nou maar uit. En die ander kopseer was, my waterrekkie af, as jy nou in die middel van hierdie passie is, daar was een plekkie wat ek kan onthou, wat ons nou gaan sien, wat jy moontlik kan aftrek. Jy moet so teen die skouer gaan staan. Maar dis maar far and few between. As jy eers hier afgaan, gaan dit 'n geneek wees om 'n ander voertuig verby te laat kom. Die oppervlakte self, hier en daar sien jy daai stukkie sement wat goed is. Dis nou maar vir die dis nou maar vir die opkomslag, juis wanneer dit nou nat en snotterig is, wat ek nie sal waag as hy begin reën nie. So goed gunstig hulle daai paadjies ingebring. Die Harnaldraaie, en ek gaan my onderbreek, daar's 'n parkeerplekkie na links. Ek dink dit was die enigste ou gewees. Die Harnaldraaie is redelik rof. Met hierdie wa vir my wat nou uit natuurlik power stuur, maar is nog 'n ou model. Was dit nogal as een van daai, kom ons kyk hoe maak ons hom. Die oppervlak lyk gemaklik op die video, maar ek sal vir jou sê, jy moet maar gerad wees. As jy 4x4 het, is dit eintlik die way om te gaan. Ek wat nou net 2x4 het, was die vlak nie nodig nie, want dit is vir opgaan. Maar die geskittery om die draaie pad reguit af met daai afrond, ek dink is die pad baie meer intimiderend as wat hy gevaarlik lyk. Jy moet maar jou tyd vat en baie stadig afry as jy
iemand het wat saam met jou ry wat verkieslik goed sal wees, 'n passasier wat jou uitkykpunt is, moet hy maar daar links dophou, as daar nie 'n ou voertuigie wat opkom nie. Dan dink die ek dink nie, die een wat eerste op die trek is, het voorgang. Die manne onder sal wel kan sien, maar ek glo ook, as jy daai pas afgaan, die ouens weer aan ten minste, kyk 'n bietjie op, of kyk af of daar voertuie op pad is. So my terugvoer in terme van die roete af, en dan toe ons om teruggekom het, ek sal sê die terugkom was my meer sinitergend, wat ek het geweet wat vir my wag in terme van sekere draaie en sekere plekke waar hy net grof geskit is. Waar hy regtig waar nie is, jy trap hy petrolkie maar bietjie stadig in. Verder vat jy hom maar soos hy kom, en soos hy hom vir jou aflê. Jy kan byvoorbeeld daar sien, dit is maar stadig ry oor die knoppe en bilte, en jy het nie baie plek om jy te speel, as jy vinnig sou ry nie. In elk geval, jy gaan dwaas wees as jy vinnig ry. Gegewe dit, die natuur mis jy 'n bietjie, want ek het so gekonsentreer op die pad. Toe klaar gery het die pas, het voel of 10 afroad bakkies oor my gejaag het. Maar dis meer omdat jy met die tipe voertuig wat jy nog leer en vertrou, of leer om te vertrou op so 'n pad, al jou energie daarin sit, maar jy kan ook nie baie rondneek terwyl jy ry nie. Danksy 'n passasier wat dan, ek moet sê 'n man dat hier en daar, ek dink die handvatsel baie naby aan stukkend gedruk, of die venster bietjie uitgehaal. Maar having said that, dis 'n pas wat jy baie rustig moet hanteer, slim moet hanteer, en dan net oor 'n voertuig, high clearance voertuig. Ons het net voor ons gegaan het ons 'n voertuig daar teen die pas sien uitkom. Ja, hy het net voor ons klaar gemaak. Dit was nie regtig waar high clearance voertuig nie, maar die man is daar uit. Ons sleepwa Kumba wat ons saamgesleep het ons by op die dam geparkeer, daar gelos, en daar was nie 'n manier dat ek met 'n wa hier afgaan nie. Having said that, toe ek die volgende dag 'n video neem van die pas terug op, om te kyk hoe hy in mekaar gesit is daar voor 'n bakkie wat met 'n sleepwa daar uit was. Daar's nie 'n kans nie. Good luck to him. Hats off to him ook, soos hulle sê, maar dis 'n ou wat sy voertuig ken, sy bestuursvermoë en vernuf ken. Ja, as jy die regte ryding het, of ek wil amper so sê, solank jy kop hou, solank jy jou ryding vertrou, en jy weet jy kan dit doen, dan kan jy hom sekerlik met 'n voertuig ry, en dan nou met 'n sleepwa. Maar ek dink 2 keer voor jy met 'n sleepwa daar afgaan. Gelukkig het dit nie gereën nie. Toe ons die dag teruggery het, het hy so misreën begin gooi. Daar's nie manier hoe ek daai pas gaan uitry in die reën nie. So dis die paadjie af, soos julle kan sien. Ja, daai gedeelte nou, toe ons teruggekom het, was nog as 'n riller geweest met die growwe, rou bergstukke wat uitsteek. Die asma se tyd het uitgehardloop, die geheueskyf het vol geraak, en toe is die laaste gedeeltetjie 'n bietjie gemis, maar meer oor hom soos ons terugkom. Hierdie is die doodsnikke van die pas af, en hoe laat jy begin raak in die pas af, jy weet, hoe meer losklip is daar, gelukkig meer na onder toe. Nou moet ek my liderlik self onderbreek. Ek het gou weer 'n bietjie vir my vriend AI nader geroep. Nou leer ek ook iets hierso. Dis die Iranspas. Dis die finale afdraande, nou die finale styl afdraande gedeelte in die kloof in. Beter bekend as Iranspas, is 4.7 km lank. Nou ja, so leer mens, nie? En ek dog nou heeltyd hulle noem daai die helse pas, maar kom ons hou dit so. Ek dink daar's min mense wat dit Iranspas noem, maar daar kom sy regte naam deur. Dankie AI. Jy sal nou sien as hierdie pas klaar af is, jy het so 'n bietjie gesweet en teruggekyk en sê yes, ek het dit gedoen. Ons het die kliphuisie bespreek, omdat ons nou nie tente saamgevat het nie. Volg maar die pad deur, jy sal sien daar's hier en daar 'n paar afdraaikies, hou net op die groot pad. Hy is net so sleg by tye. Die plekkies aan die linkerkant of regterkant is huise wat mense ook daar verhuur, of wat jy by die helse mense kan huur. Volg die paadjie, ek dink hy so 'n 3 kilos, maar baie interessant, jy gaan sien so nou en dan langs die pad, is daar so 'n kilometer bordjie wat vir jou aandui hoe ver jy nou eintlik deurgery het. En as jy terugvat waar die
pas begin het, of voor die pas begin het by Gampaskloof, is daar die roeteaanwysers. Dis nog jou ou destydse klipaanwysers langs die pad, wat so met sement gegiet is, dan is daar 'n syfertjie op. Die enetjie het 'n bordjie by, dit het ek nou eers gesien toe ons terugkom, want die vra mekaar, hoe ver nog? Maar dit is hoe die ou lyk. Voor ons by ons huisie kom, ons het nou eers gestop en so 'n bietjie rondgeloop, hier om die bene 'n bietjie te strek. Jy hoef nie hout en ys en sulke goede saam te bring nie. Die winkeltjie, restaurantjie, ons het ontbyt geëet, toe ons teruggekom het, huis gestok. Hy het basies alles in. Interessante plekkie, met 'n baie mooi geskiedenis. Die mense wat hom nou bestuur, se ouers het die plek besit, wie se ouers die plek besit het. So dit is familie, geskiedenis, tradisie wat hier net voortgesit word. Baie vriendelike mense, baie behulpsaam. So jy hoef regtig waar niks saam te bring nie. By die huisie self waar ons gebly het, dis gas, daar's 'n yskas, so dit wat jy benodig, kan jy by die winkeltjie gaan kry. Die vroukie lê baie goeder self, en ek praat van kwepers, en vye, you name it, tot kwartel-eiertjies, wat sy sommer 'n bedryf daarmee begin maak het. Damn, nou dat ek die koekoemakranka bordjie sien, ek het vergeet om vir haar te vra. Ek kan nog kindtyd onthou wat ons koekoemakrankas uitgegrawe het. Hy het so lekker soet reuk. Ja, ek het dit omtrent 80 jaar terug ervaar, gee ek nou my ouderdom weg. Maar terug na die plekkie toe, so daar is meer as genoeg, as jy sou deurkom, stak op, jy gaan na jou huisie toe, maar jy wil toch nog nie gaan rondry op en af, as jy juist daar is nie. Dan dinge soos wifi, dis net beskikbaar by die winkeltjie. Verder is jy oorgelaat in jouself, kan jy bietjie praat met die skape, en ou donkie oor. Net so oor die donkie, daar is 'n donkie trail, en as jy na die geskiedenis gaan kyk van Gampaskloof, en hoe hulle vervoer gebruik het, onder back in the day, was dit juist die donkies, wat van bo af afgekom het, saam met die mense, en al die goedere vervoer het. So nou bied hulle 'n 5 dae donkie trail aan, teen 'n prys R14.000, nou stap jy saam met donkies, karwei al jou goede, as jy daar oor die berg kom, slaap jy dan ook onder by die hel, hulle gee vir jou akkommodasie, en dan stap jy daai pas uit, die elandspas, nie die helse pas nie. En dan is vervoer wat jy bo kry, en die manne vat jou weg. Ja, blijkbaar moet jy spring, want die manne is ver vooruit geboek. Ek het vergeet, tentjies, jy slaap in die berge, en dan vat jy die pad vorentoe. Van die winkel af vat jy die pad fort, soos hulle sê. Aandering daarvan af is redelijk maklik, vir ons wat na die kliphuis toe gaan, en of jy die pad wil vat na die kampeerplek. Volg maar net die routetjie deur, met goeie aanwysings, bietjie stadiger ry, kom jy by die kampeerplek uit. Daai huisie daar links, 4 eenhede, A-frame eenhede, wat jy saam met daai middelblok kry, wat 'n kombuis volledig toegerus is, storte alles buite, dis wat die manne wat blykbaar stap op doen, of jy kan dit net hier daar, dan links hier is waar die kampeerder staan. Onthou, geen krag nie, maar ek dink dit hoor jy te weet, as jy daar by die bergpassie afkom. So aan die linkerkant is goeie ingerigte kampeerplekkies. Laat my dink, toe ons in Botswana na Namibië se kant toe was, daai tipiese setup, daar het juist mense gestaan toe ons daar gekom het. So natuurlik 'n solar en jou kampvrieskassie en daai Magoudies natuurlik deel van jou setup wees as jy daar gaan staan. Maar weer eens, ek dink as jy hierdie roetes aandurf, in jou huis voor jy dit doen, weet jy, ook jy daai goedjies nodig om 'n dag 3 of 4 te staan. Net in terme van die tyd, ons was 2 aande daar gewees. Ek wil graag die een aand meer op staatrails foto's gedoen het, maar ongelukkig die weer ons 'n bietjie verinde weer, maar ongelukkig die wolk, maar ongelukkig was het toegetrek die tweede aand. Ek dink 2 aande, 3 aande is eintlik genoeg. As jy nou regtig wel wil rus, regtig wel wil afskakel, die natuur geniet en vir foto's ook wil kom, ja, sal ek nogal sê so 3 aande.
want dit gee jou tyd om mee te speel as daar byvoorbeeld nou onweer of wolke inkom. Dis die laaste gedeeltetjie deur na die huisie toe, gangbaar, maar teen die tyd is alles vir jou gangbaar, maar as jy nou al gatvol gery, vir al die klippe en gate, ja, gatvol is natuurlik op die woordeboek, né? So na die uitspansel was dit nou lekker gewees, as jy deur daai boontjies gaan en jy sien hierdie oulike pragtige kliphuisie. En net is hierdie huisie nie geniet nie. Dit was nou regtig waar aangenaam en lekker gewees. Dit het sommer opgemaak as jy nou terugdink oor daai helse pad wat jy nou gevat het. En as jy nou saam deur gaan toer deur die huisie, daai groot kachel, vuurmaakplek en toe die stilte van net daar wees in die aand. Ja, dit is moeilik om in woorde te beskryf. Geniet hom net saam met ons. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio so loud they can hear us from now. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire. So lanklaas oor kos gepraat op die program, en dis nou meer na die tyd wat ons nou die stem bysit, maar met die ambiance hier agter, vir die plekkie waar is en by die hel, dit bygesê. Nou julle toe ons berg afgekom het, en voor ons berg afgekom met die hel het ons gesê, kom, jy kan na die hel toe kom, hoë clearance voertuig. Having said that, die laaste gedeelte waar jy met die pas afneem, hy is freaking swaar. Okay, die laaste gedeelte wat jy met die pas afneem, daar is nie jou speelmaat nie. Ek kan nie dink dat jy met 'n kar daar afgaan wat net gewone clearance het. Toch is het ons een gesien. Ons het een gesien. En ook een wat nie 'n sleep, of jy kan nie met 'n sleepware afgaan nie. En toch het iemand. En toch vanoggend ook uitreis daar wat met 'n sleepwa opgaan. By een van haar haarnaal draai moes hy so klein bietjie reverse en opgaan, maar die pad as jy hom uit 10 uit moet oordeel in term van sleg, is hy so 9 uit 10 sleg. Jy kry wat jy kry en as jy nou afgekom het soos jy die hal insak, is dit 8 kilos, nee? 7 kilos, tot by jou eindpunt. Ja. En glo my, dis nie van jy kan nou 5de of 6de ry as jy 6 rad voertuig het nie. 2de, miskien 3de. So neem kennis, al het ons nou gesê, is baie nice, die pad is lekker en jy kan maar afkom, ons moet nog môre daai pad uitneep. So dis nou weer moeilik slaap vanaand, oordryf ons al die ding vir jouself. Maar tot hier presies dieselfde. Maar soos Amanda ook gesê het, vanoggend, is actually nice. Sal ons weer kom na daai een uit, miskien, you never know. Wat later. Maar ja, genoeg daarvan. Die chef, hallo, julle het baie lanklaas, soos ek sê, oor kos gepraat. En vanaand gaan ons currypot maak. Laat ek eers gou die olifant in die vertrek aanspreek. Olifant? My man se blou oog is nie my skuld nie, ek sê maar net. That's what she said. Ek sê maar net, dis nie my skuld nie. Maar ja, vanaand... Dis van visvang. Ja, kan jy glo, maar die vis was lekker, so was die moeite werd. Julle vanaand maak ons net 'n currypotjie, baie maklik. Ek gaan 'n lamsvleisie insit en ek gaan dan die Ina se Durban curry sousie probeer vanaand. Ek het so 'n proekie gevat en hy is nogal sterk, maar ek kry darm soos 'n klappermelk in.
coconut milk in en dan 'n aardappeltjie daarbey en ja, eie wat jy braai en so aan. So ja, ons gaan proe hoe hy smaak. Ons hoop is lekker. So ons gaan 'n bietjie anders te werk. Soos 'n ou nou die goed ingooi, gaan ons maar net sê dis nou X, Y en Z. Die plek wat ons hier agter in vuur maak, jy kan 7 beeste op een slag braai, so in 10 potte doen. Dis een maar as movie se braaiplek of kaggel wat hulle saam het in die huis wat hierdie vertrek ongelooflik warm maak. Die huisie self, die kliphuis, is een van 4 of 5 het die vroutjie gesê. 7 mense kan nie in. Maar jy kan 7 mense maar op die plek self. Ja, wat jy kan hier, ja. Nie hier nie. Ja, hier. Jy kan ja, vir die naweek wat vir die naweek. Ja, 7 mense, nie slegte prys nie. Jy bring niks saam, jy bring 'n tin opener saam. Dis al wat jy was sien. Ja. En die res is alles gas, solar, is warmwater, dis meer as warmwater is perfek. Hy het 2 slaapkamers soos julle kan sien op die video wat ons voorheen gewys het en die water regdeur is perfek. Die winkeltjie self, daar kan jy, ons gaan môreoggend ontbyt, sommer eet voor ons die pas uitvat. Amanda het konfyte, ja. Kwepers, wat nog? Kwepers en ek het halwe lemoene en nou kan ek nie onthou wat die ander een was nie. Die ander goed gekoop. Ja. Dit is episode 4 van die hel. Episode 5 is môre as daai bergpas uitvat. Weet jy hoe die ma die voortrekkers hier freaking op en af gegaan met hulle observasie. Genade. Ons sal hom met die 2x4 in die diflok verder vat môre. Sien hulle by die pot. Ek het op my voete gedink daar. You had for think on your feet. Ooh. Dan is ek daarmee. Nee. Haal uit voor jy pot maak. En ons nou maar brand. My pot bereik maar altyd voor, gooi olie in en dan jou ei wat ek roer, braai, eet hom nie, hy is nie deel van die pot, dit is maar net vir my met pot smaak uit te kry, as jy 'n lepel het, of al die lepel het. Nee, as ek kan nie dat. Hoor nou lekker praat, hy. Praat, lekker. Dit is heel. Ok, hierna gooi jy die eie in. En die vlees. En dan stop en nee, dit is die kappelmelk. Die ou het nou goed uitgebraai. Hy het sommer woorde ook so. Ja, dis wat ek so. Moet ook nie die deksel opsit as jy die vleis in die pot braai nie. That's what she said. Yep. Ruik lekker. Vleis. Eers die vleis. Ja. Wat se vleis gebruik ons? Lamsvleis. En as die knuckles. En lamsnakkels. Maar ons het nou nie lamsnakkels. Dit is steelvleisie en 'n Checkers of Spar? Dit was Spar. Ons ondersteun local. Sy het lamsmeat en knuckles en blad dink ek. Dit wat van Ina sê. Ja, okay. En dan draai jy sout saam te bring. Ja. En nie jou treider te los nie. Ja. Hierdie draai jy nou lekker bring. Afval dat op. Ookie dan. Volgens Dat gooi jy bak, dit is nie bak, dit is nie bak. En ek gaan nou die nuus ingooi. Dit is van my skoonding te vat hier. Skoonding? Jy sê dit was rou, nee. En jou wiskunde tel nou op. Ek sien nou nooit die rou. Dat die rou vleis gaan weer terug in die bak.
Die gaan ons nou weer teruggegooi word, saam met die ander rou vleis. Daar's nou rou vleis saam met vleis wat klaar gebraai is, hulle contaminate mekaar nie. Geen kommentaar. Sê jy. En dan moet jy 2 opgekapte eie. Draai net tot hy bruin is. Vleis weer in. Okay, 'n stokblokkie net. Gee hom 'n lekker roer. Dan die Ina Paarman se stok. Is dit Ina? Nee, dit is nie. Okay, sê maar as die Ina se goeders. Net ene? Ja. Okay, Ek gaan dus eers net 'n koppie water. Knorr se stok. So dis nie die stokblokkie wat jy nog moet aanmaak nie. En dan Water. hoeveel kop water? So Ek gaan eers net 'n koppie. Net 'n koppie, anders trek hy te veel water. Dis hy. Nou los ons hom. Ek heb 'n uur en 'n half. So jy los hom nou vir 'n uur en 'n half, laat hy lekker prit, hitte, so matige hitte. Met hierdie besigheid wat het op charcoal werk, hy vat so 5 pille, tot hy ou bietjie begin afgaan en gooi hom nog weer op. Sjoe, as daai vleis nou sag is en daar's te veel vloeistof of gaan ons bietjie afskep. Daar hoor julle dit, né? Daar te veel sous op is, skep dit af. Anders is jy nie moeilikheid. Jy praat mooi, ons gaan nou aardappels spyse. Hoeveel aardappels? 4 aardappeltjies in kwarte gesny. En wat nog? Nog 'n bietjie sout gehoor daai sit en dan gaan ons in 'n paar se sousie bysit. Hierdie program word gesponsor deur Ina Paarman, Tannie Ina Paarman. Proudly sponsored by Ina Paarman, Boat and Checkers. Sousie bys. Ja, dis 'n tipiese As 'n Durban Durban curry. curry sous. Dis hy. En Okay. dan roer. Roer gou ja. Op 'n koppie klappermelk. Nou, die klappermelk is maar jou keuse of jy dit wil bysit. Maar hy breek daai erg curry as hy sterk is. Gee hom so 'n bietjie van 'n soet smaak. Dan laat jy die pot nou vir nog so 'n halfuur tot 45 minute gaan, pending die aardappels. En dan hoe sag jy jou vleis wil hê. Dan is hy ou reg. Wat sê jy? Ek sê die proewe is in die pudding. Ja. Amanda se die hou A7 tand currypot. En dan die Ina se sousie. Komkommer en ei. En ja, vanaand is dit nie so. She is good. Is dit? Goedjies ook in, ja. Jy nie chop gevat het. Nee, ek is oké. Ek het 'n stukkie. Dan die Ina magma. Sag. Ja. Volgende week in episode 3, die pad terug Elandspas op. Dan vat ons hom vir julle daardeur en dan van hom af vat ons julle 'n bietjie terug weer Hartenbos toe. Die laaste stuiptrekkings van Hartenbos. Samesyn wat ons daar gehad het en dan van Hartenbos af Swartbergpas en die res wat gaan volg. Hallo julle, so toer ons episode 2. Ons sien julle in episode 3. Wie steel my battery hierso? Wie is 'n kragdief? Gaan hom aanmeld by Eskom. IPL squad. Ek dink hy is in die IPL of hy is maar hy het nog nie gespeel. Hier beter aan nou. Ag, Nee, Koffie is terug. Appie vat nou koffie.
Ry nou, kyk hom. Ja, is mooi.